Goeiemôre, good morning. Ek is Rosanne McKenzie en saam met my het ek natuurlik vir Elsa Esterhuizen en Pieter Koen. En hier aan die ander kant van ons natuurlik ons minister van Finansies, Thys van Sail. Goeiemôre, good morning. Goeiemôre julle. Sterk gepakte stel. Sterk gepak. Julle lyk vir almal so vrolik. Ek voel soos 'n lentebries. Nee, amper winter. Jy vanoggend, hoor. Is dit? Ja. Baie dankie, maar dis omdat julle pragtige blomme hier. Thys is hulle nie pragtig nie. Kyk, is dit nie vir hulle was, het ons 'n show gehad. Sy absoluut dames. Nie vir julle girls. Baie dankie. Daai R50 wat julle beloof het, ons sal dit na die tyd uitsorteer. Baie Maar dankie. goed. Nou kyk, die lang naweek is nou verby, maar ons het 'n baie lekker program wat voorlê, want ons gesels later met Reach for a Dream oor die opkomende pantoffeldag. Arnold gesels later met Rowing SA se Paige Badenhorst en Chris Baxter, en Elof is hier om oor sy nuwe album te gesels. Ons wil hê jy moet saamgesels, dat weet van ons hoe kikker ons jou oggend op. Skandeer die QR-kode op jou skerm en stuur vir ons 'n WhatsApp boodskap. Hoe lekker sal dit ook mos nou wees om te hoor. Lekker daai koffietjie geniet word saam met ons. Baie dankie. Ek wil vanoggend ons oggendpraatjies afskop met ietsie wat nou op pad is om ons almal te vang hier of daar. Dit word nou kouer, mense word siek, mense kry of griep of verkoue. So die wintermaande is nou met ons. So ek het 'n storie gesien op TikTok waar iemand eintlik 'n baie eienaardige stukkie raad gegee het om die verkoue en die griep Op te slaan. Ja, op te slaan. Kyk bietjie hier. If you're suffering from a cold or flu, all you need to do is grab an onion. You can leave the skin on, cut it in round slices, put your feet in there, put a sock on, and leave it overnight. The paws under your feet will absorb the phosphoric acid from the onion. It will kill germs, bacteria, purify your blood, absorb toxins. I don't know. I'm not sure if I'd rather actually get sick than smelling of onions and being healthy. I think I might take a cold or a flu instead. Sal julle hierdie sokkies direk probeer? Ek weet nie, was daar nie 'n opvolg soos 'n paar toe? Hulle het mos TikTok breeklam altyd op. Jy Ja. op 'n paar toe en 'n paar 3. Ek wil graag weet wat was die uiteinde? Haar oë het seker begin traan en toe sê sy nee, die neus is nou oop en die oë het getraan, weg is die verkoue van die eie. Wel, dit kan vir 'n paar goedjies werk. Natuurlik daai voetjies wat 'n bietjie stinkerig is, jy weet, so is eider 'n eie reekie of daai buurman wat jy niks like hier op 'n Saterdag, so hom nou oornooi en jy maak jou braaibroodjie. Nee, Jy dan gee maar daai eitjie vol Van jy daai weet. uitjie. Die beste ding daarvan is hy het al hierdie wetenskaplike navorsing na dit oor dit gaan van die toxins ontslaa raak en die phosphoric acid gaan, maar dit is iets wat ek glad nie sou probeer nie. Maar daar's natuurlik boereraad wat in ons almal se families is wat mense sê o, jy moet hierdie doen en dan sal die verkoue bietjie weggaan. So wat is die boereraad wat julle dan gebruik? Yes, Pieter. Ek weet jy, ek het net daai enetjie al gebruik, jy weet, en hy werk regtig waar. Jy weet, so nou 'n bietjie van 'n los maag gee, dan vat jy 'n detteltjie. Jy weet, so klein bietjie dettel en 'n klein bietjie warm water. Kyk, dis die slegste ding wat jy moontlik in jou lewe kan doen, maar hy fix hom net so. Please note that none of this is actual medical advice. Dit is net 'n bietjie boereraad. My mom has this thing that she gives the kids when she visits, they call it potion. And it's olive oil and black vinegar, like a little drop of it. But then it tastes horrible. Jy moet die gesigte sien as hulle daai tot so doen. Maar dan die volgende dag hoes hulle nie meer nie. Werk soos 'n bom. Yeah. And then other things that you do just to keep yourself healthy in this time of colds and flus and stuff, not necessarily a boereraad. Ja, ek het 'n noodwendige boereraad om te deel nie, maar ek drink maar 'n bruistablet. Ja. Vita G. Ek is nie gaande oor gemmer nie, maar blykbaar werk dit. Ja. So ek glo nogal daarin. Ja, maar dis baie gesond. Ek het natuurlik 'n boereraad. Ek weet nie, hulle sê jy moet 'n brandewyn vat nie. Jy vat 'n gemmer brandewyntjie. Dan net so 2 of 3 mates tots soos ons mos maar van praat. Maak jy hom net so bietjie warm, so 10 sekondes in die mikrogolfoond. Slat hom weg, vat al die kombers en device in jou huis, gooi dit oor jou en sweet hom uit. Wow, like a hot toddy and a hot blanket. Wel, so gepraat van sokkies waarna jy nou verwys het. Dit lei my na ons volgende storie, want ek wil nou eers vir julle vra, wie van julle bly gereeld by hotelle? En gastehuise. Gastehuise eerder. Ja, Ja, nee, nee, daar, ja.
Goed, nou gebruik julle daai koffiestasie met die ketel wat gewoonlik in die kamer is. Daar's niks so lekker soos 'n vars koppie koffie in die oggend. Lekker man. Ja, maar daai maak my net bekommerd, want die manier wat jy het gevra het hierdie kant sê. Want ek het gebruik absoluut en dis ou van wat is nou op pad? So eintlik wil hy sê hy gooi ook 'n koffietjie, Ja. maar hy was te bang om dit Om te dit te mis. sê. Julle, hierdie is vir my baie erg. Volgens 'n artikel wat van dese week in The Sun verskyn het, kook hotelgaste onderklere in ketels wat glo nooit behoorlik skoongemaak word nie. En dis nou volgens 'n oud skoonmaker. Thys, wil jy reageer? Dit lyk so. Ja. Nou, hierdie voormalige huishulp van luukse hotelle in Manchester en Londen het onthul dat gaste hulle onderbroeke, sokkies en selfs seekos in kamerketels kook. Sy sê dat 'n mens verbaas sal wees hoe baie mense die ketel soos 'n algemene pot gebruik omdat hulle nie die wasbak wil gebruik nie en het glo al sokkies, onderklere en seekos dan nou daar gesien. So volgens haar word die ketel selde aan die binnekant skoon gemaak en meestal net vinnig van buite afgevee tensy iemand kla. So ja, sal julle weer maklik koffie in 'n ketel maak. Ja. Hey, jy was onlangs in Londen. Ja, kyk, dit is ek is half my grin hier, so dan dink ek vir myself nou, what happened there? Jy weet, maar ek kan daarom sê ja, ons is nie een van daai wat dit sal gedoen het nie, want ek het al ons onderklere elke aand vloer aan die panty bar, jy weet. Die plekke waar tuis ook gaan uithang as hulle bietjie gaan vakansie hou. Dis navorsing, smart navorsing. Ek verstaan mense net nie. Die wasbak is daar. Die ketel is daar vir 'n rede. Dit is om 'n koppie tee of koffie of dalk 'n soppie of wat ook al te maak. En om dit dan te doen, dit is vir my net regtig net nasty. Like maak nie sin nie. Word nie maniere geleer. Presies. Maar die presies. kos steel. Ja, ek wonder hoe gaan dit in daai mense se huise? Dink julle doen dit in hulle huise ook of is hulle nou maar net snaaks om te sê? Dis amper soos die rocksterre wat jy gehoor het, hulle gooi TV stukkend en Ja. skeer die banke en goeders op. Gaan jy dit by jou huis doen? Nee, so hoekom doen jy dit in 'n hotel of gastehuis? Ek wil net 'n regstelling maak want 'n mens kan nie koffie in 'n ketel maak nie. Ek het nou vroeër dit gevra so, Ja. maar ek bedoel met die ketel dan nou met die water wat jy kook, maar is daar enigiets anders wat jy spesifiek laat grill in 'n hotel? Hoe styf die laken is as jy Ja. onder die kom. How's that possible? Dit is so, hoe maak Ja. hulle die beddens op? Die laken is so ontsettend styf. Ek sê, okay, I get it. Like there's a protocol they've got to follow to Ja. have that kind of very crisp and clean and neat bed. But Goed, maar it is too much. Maar wat van iets soos die matte wat 'n mens soms aantref in die hotel? Ek het 'n issue met 'n kussing. Ek weet nie van julle nie. Ja. Ek hou nie van 'n kussing nie. Want onthou jou kop is sommer daar, so ek sal eerder my eie kussing vat of as hy 'n Ja. ver toer dan sê ek baie keer dis sommer net ek. Jy weet, as ek die kussing sloop afval en byvoorbeeld omdraai met 'n T-shirt wat ek byvoorbeeld Ja. Ek doen dit ook. Of 'n handdoek. yes, Ja. op 'n handdoek Ja. wat ook al die geval is, ja. So ons sukkel maar 'n bietjie met die OCD lyk dit vir Ja. my. Ja. Pieter? Wees net Daai hoog handdoeke, genoeg aan Pieter, die handdoeke daai wat so hard is, Ja, daai. val daai lakens net Kan nie. aan. Dis al wat ek sal sê. Val dit net aan en slap. I just sometimes feel like maybe we don't need to know all of these things from the internet. Sometimes it's Yeah. not Ja. really that Okay, Elsa. necessary. Ek gaan nie kop drink. Julle so wel. Ons los dit nou vir eers daar. Net hierna gesels ons met die DA-leier in Tshwane. Sal jy brink oor wat om positief te wees oor ons land se toekoms. Bly ingeskakel. Suid-Afrika het onlangs bietjie goeie nuus gekry met die voorgestelde BTW-verhoging wat geskraap is. Ons gesels nou by die DA se leier in Tshwane oor wat hom nog positief hou oor Suid-Afrika en hoe die toekoms gaan lyk vorentoe. Goeiemôre, good morning, sal jy brink. Welkom by die program. Rosanne, is baie lekker om hier te wees. Ek wil begin met die belangrikste vraag op hierdie program. Hoe begin jy jou oggende? Kyk, ek begin, die eerste belangrike ding is, ek het onlangs 'n onderhandeling met my vrou gehad, so sy doen die school run in die oggende. En oggende is vir my baie belangrik, so as ek swaar lees en skryfwerk het, my energievlakke is hoog in die oggende en hulle raak laer in die dag, so ek gaan kry die kinders by die skool in die middag, maar oggende is vir my baie belangrike werkstyd. En ek dink dit is baie belangrik vir 'n man ook, jy weet, maar wat het jou geïnspireer, jy weet, om in openbare diens werksaam te raak?
kyk jy's op skool en jy doen wat jy in belangstel. Dit begin as 'n selfsugtige ding. Yes. So ek het baie vroeg in my lewe 'n belangstelling in die politiek ontwikkel. Ek dink my ouers het dit soort van aangespoor. Ons het groot mensgesprekke by die etenstafel gehad. Ek was goed met redenaars en debat en so aan. En dan later aan in jou lewe dan besef jy dit gaan nie eintlik oor jou eie belangstellinge nie. Dit gaan oor wat 'n bydrae jy kan maak tot die samelewing of tot die gemeenskap. Great. If you could change jobs with someone for a day, who would it be and why? I thought long and hard about this. There's this guy called Gerard Labuschagne, who's a criminologist. He goes through all of these terrible murder cases. And I think I would have loved to do that, just that forensic puzzle of, who did it and what are the psychological factors that drive people to do nasty things. I also like to watch a bit depressing in the morning, but I like to watch these plane crash investigations. So definitely something forensic. I would have loved to do that. Yeah, I'm also a huge true crime fan. Yeah, true crime fan. Absolutely. It's what I fall asleep to at night when I set my alarm for 2:55 in the morning. You don't know what psychological effect it has, but it's fun to listen to. And it's calming for me. It's calming. Yes, jy is op 'n next level hoor. Sal ek wil aansluit by jou vorige antwoord. Okay, so met ander woorde, inspirasie vir jeugdiges. Veral nou byvoorbeeld kinders wat in matriek is byvoorbeeld, wat dalk sal oorweeg wat ook sterk is, byvoorbeeld redenaars persoonlikheidsgewys. Wat sal hulle laat inspireer om byvoorbeeld politiek te oorweeg as, kom ons sê, 'n karrierrol? En wie was jou persoon ook buite politiek wat jou die meeste geïnspireer het? So die belangrikste ding is hoe vinniger jy in jou lewe besef waarmee jy goed is, hoe beter. Ja. Dit hoef nie te wees 'n besluit neem oor wat jy gaan doen met jou loopbaan of presies wat jy gaan doen in die lewe nie. Sommige mense vat gap jare en dies meer, maar vind uit wat jou sterkpunte is en dan kultiveer jy dit. Moenie probeer om te veel tyd aan jou swakpunte te spandeer nie. Natuurlik probeer jy jouself te verbeter en as jy swak maniere het byvoorbeeld. Jong mense besef dit nie altyd nie, maar goeie maniere is baie belangrik. Ja. Die mense wat my inspireer het buite natuurlik die ouens in die politiek was my ouers. Mooi. Jy weet, my ma baie hardwerkend, gedissiplineerd, my pa baie optimisties oor die lewe. En ek dink daai kombinasie het my goed bedien as in my grootwordjare. You've just described your dad as an optimistic person, and I wanted to ask you, what message do you have for South Africans about how we can actually work together and cooperate to make this country what could be the greatest country in the world? The wonderful thing about South Africans is that we largely share the same values. Now, that can be colored by, experiences and divisions and inequality. But if you were to do a poll and you ask people what's the most important, interesting over and over again, the same stuff comes up. People want jobs, opportunities, law and order. In this country, we've got many differences, but we don't have those major clefts of religion and of, these major clashes of civilization. En wat my nogal bemoedig het, onlangs het die Social Research Foundation 'n peiling gedoen en vir gewone Suid-Afrikaners gevra, wat dink hulle oor die sing van liedjies soos Skiddy Boer? Jy weet, daai omstrede liedjie. En alle Suid-Afrikaners van alle agtergronde het gesê, ons behoort nie sulke tipe van goed te doen nie. So daar is gedeelde waardes, there are shared values that we can build on as South Africans. Obviously, we haven't reached our potential as a country, but there's so much that we have in common that we can build on. Dan sal jy daarmee saamgestem. Jy weet, daar's klomp uitdagings ook in jou daaglikse werk. Jy weet, in die posisie wat jy ook beklee. Maar wat dink jy is daar nog steeds positief waarvoor Suid-Afrikaners absoluut voor kan uitsien as 'n positiwiteit vir Suid-Afrikaners? Kyk, in die eerste plek moet jy dankbaar wees vir wat jy het. En dit is 'n moeilike gesprek want baie mense in hierdie land het nie die basiese middele om 'n goeie lewe te lei nie. Ja. Maar as jy wel 'n inkomste het, Suid-Afrika, as jy bietjie die wêreld gereis het, dit is van die goedkoopste lande in terme van gewone lewenskoste. Ja. Natuurlik weer eens kan ons nooit die mense vergeet wat nie 'n middel het nie, wat nie inkomste het nie. Tuurlik. En dit is wat my so bietjie bekommer oor die toekoms. Hoe gaan ons dinge beter maak sodat die volgende geslag beter vooruitsigte as hulle ouers het? En ek dink vir my gaan dit oor waardeer wat jy het, bou daarop voort en dan maak 'n bydrae. Want daar's 'n paar goed wat ons as 'n land kan doen om die ekonomie aan die groei te kan kry, om geleenthede vir mense te skep. Dis 'n pragtige, wonderlike land hierdie. Maak 'n neutrale bydrae.
sonder enige kant te kies. Ja. Suid-Afrikaners wat saam staan. Ja. Ek sê natuurlik sê kies 'n kant, maar ek mag nie. Nee, mag nie. Siljoen, dit was regtig wonderlik om jou hier te hê om goeiemôre, good morning vanoggend. We really appreciate that you made the time to come and chat to us and we would love to have you back. Thank you Great so pleasure. much. Thank you so much. So dit is al waarvoor ons nou tyd het en net hierna vind ons uit hoe pantoffels eintlik kan bydra tot 'n goeie doel. Thys, het jy jou pantoffels vanoggend gebring om by die onderhoud te match? Ek bou so lank op het, maar ek sien Salee is ook 'n pantoffelman. Ek kan ons sommer so sien. So dit is van wat dit is. We'll be chatting to the people from Slipper Day about what is happening on the 30th of May and how you can get involved. Make sure you stay tuned and remember to go and follow us on social media at Goeiemorgen Good Morning. On the 30th of May, we will all be encouraged to wear our slippers to work, not as a fashion statement, but in support of children fighting life-threatening illness. In the studio, we have Ivor Cleary, Head of Marketing and Communications of the Reach for a Dream Foundation, to tell us more about this incredible initiative. Welcome to Goeiemorgen, good morning, Ivor. Thank you. Ivor, hoe het die idee vir Slipper Day aan die lig gekom? So Slipper Day is 14 years old, and it's actually more symbolism than how it came about. So why we decided to do Slipper Day at Reach for a Dream is children who have life-threatening illnesses often spend their days in slippers, whether it be in hospital or at home recovering from their illness. So we thought, well, why not put ourselves in the shoes of those children who are going through life-threatening illnesses and just kind of show support with them in ways which we could do that. Yes, and how do we as the public show support? And there's many ways the public could show support. The biggest thing is rallying behind us on the 30th of May, going out there, buying your sticker. You can go onto our website, get yourself a nice pair of slippers and wear your slippers in support on the 30th of May and help children who have life-threatening illnesses make their dreams come true, because that's what we're all about. Yeah, and it's actually so easy to get involved. I was in the Discam on Friday at a mall I don't generally go to, and in the queue was one of the Discam employees going, would you like to support Slipper Day? Would you like to get some stickers? And I got stickers for me and Chris and my kids, and it was just so easy to get hold of it. Aside from Discam, where can we get our Slipper Day stickers? Awesome. Nice to hear that. There's many places you can get your stickers this year. Discam, Pick n Pay, Wimpy, Krispy Kreme, Hush Puppies, Crazy Store. On our website, there's multiple ways. We've made it so easy this year for the public to get involved. There's also been a lot of retail partners which have come on board and said, let's get involved, which is nice. So yeah, multiple ways. There's no excuses why people shouldn't buy their slippers on the 30th of May. Buy their stickers on the 30th of May. And the bonus part is, with your sticker on the 30th of May, you can walk into any Wimpy and they'll give you a free cup of coffee or a hot chocolate just to give back, to say thank you for supporting Slipper Day. Yeah, definitely worth it. What will the funds raised be used for? Awesome question. So people don't know this, but we make 6 dreams come true every single day, Monday to Sunday. Elke dag 6 drome vir kinders wat life-threatening illnesses have. So the funds directly from this campaign go towards making their dreams come true. Whether it be, as we saw earlier, meeting their favorite Springbok player, flying in an aeroplane, going to the beach, or something as simple as just wanting a phone. That is their dream, and dreams help inspire them. Dreams help them get through their illnesses. Yeah, it gives them hope to kind of keep fighting. I can't imagine what having a child with a life-threatening illness must be like, or to even be that child trying to fight this thing that is trying to take your life. But what I wanted to ask you, Ivor, is how easy is it now that Reach for a Dream has been around as an organization for so many years? How easy or how challenging is it to still make these dreams come true for these kids? I don't think age has anything to do with it. I think the nice thing is we have been around for 36 years. Yeah. We're turning 37 this year. Wow. But there's still many children we haven't touched. You know, there's still a lot of children out there that we're not getting to for socioeconomic reasons. But we try every day. We're in the hospitals. We're constantly looking for kids. We're constantly building our network to try and make sure that we can get access to more children to make their dreams come true.
Now, you have other initiatives like Laughter Heroes, Dream Rooms, and Dream Club. Just tell us a bit more regarding how they work, please. Perfect. So a Laughter Hero is basically, we've got 23 Laughter Heroes across the country, and they go into pediatric wards around the country and entertain children who aren't able to leave the hospital just to laugh. You know, people say there's healing through laughter. So that's what they're able to do. We've got dream clubs, which we take past dreamers and we take them out on outings and connect them with children who have similar illnesses to them so that they can find a Mikey and to realize that they're not alone in their illnesses. And lastly, our other program is called a Dream Room, which is rooms in hospitals which are dedicated to EDC learning to make sure that the children who are in the hospital don't fall behind on their educational milestones. We have about just under 50 dream rooms across the country, mainly or all in pediatric wards, and they're staffed by our employees as well, and they work with the children who are in hospital long term to make sure that education is happening and they are learning. Can you share a special story of a dream that you at Reach for a Dream managed to realize that actually stands out for you? So as I said, we do 6 dreams a day, so every dream is special. But I'll tell you the one where I think South Africa knows about most recently. And that was when we took Isabella to Nelspruit last year to watch South Africa versus Argentina. And we knew it was happening. Working with the Springboks is always amazing. And we had planned certain things to take part or to take place. And the sheer volume of support and love we got from that dream was just phenomenal. And I think the nice thing for me, and I think for my team as well, is we do 6 of these a day. And often everyone has a story to tell, but being able for the country to see Isabella's dream as well unfold in front of their eyes, like how we would, I think was super special. Yes. You've also brought a bag along. Can you just tell us what's in the bag? So I just brought some slippers. If you go onto our website, reachforadream.org.za, we've got funky slippers like this, so you don't just have to wear your Opas Stokies or something like that. You can you show us? Yeah, perhaps, sure. please? I brought a few others. We've got these as well. Sorry, they're not open, but there. And yeah, just go onto our website. We've got many different ranges. We want it to be fun. You know, Slipper Day is meant to be fun, even though it is a bit serious. It needs to be fun as well. People need to bring out their humor. And just go out there, stand out, make a fashion statement with your slippers. We've got many. We've got beautiful fox ones, but we just want people to get involved and support Slipper Day. Go out there, purchase your sticker. It's 20 Rand to make a difference in someone's life. It's not a lot. Yeah, we've mentioned the retail partners and everybody that's at the corporate side that's gotten involved, but please give us the website so that our viewers can go immediately and get their Slipper Day stickers as well. Perfect. So very easy, reachforadream.org.za. Everything is there. All our retail partners. You can purchase an online sticker if you're into online shopping. You can get yourself a nice pair of slippers. We've partnered with the courier guy. They deliver almost the next day, so you won't wait long. Iva, it's been an absolute pleasure having you. Thank you and the Reach for a Dream team for all the work that you do for these Thank you kids. very much. Remember to get your stickers and wear your slippers on the 30th of May this year. We will, of course, all be wearing our slippers in studio to show our support. After this, we're chatting about finances with Faith. Dit is tyd vir geldsaake en vandag bespreek Thys aftredebeplanning saam met Elizay Kutse van Everest Wealth. Dankie. Ja, Elizay, gaan dit goed met jou? Hallo Thys, gaan lekker hier, dankie. Dis lekker om weer hier te wees. Maar dis daai's maar eintlik 'n baie konnie oopmaking wat ek nou met jou het. Hallo Elizay, hoe gaan dit met jou? Goed met jou Thys, lekker. Alraai. Ek het jou al 5 keer gegroet. Ja, ek weet. Alraai, Paulriso, nietemin 75% van Suid-Afrikaners, basies is daar 'n studie opgedoen, besluit eintlik oor hulle eie finansiële beplanning en hulle welvaartskepping. En dit het hulle onlangs baie te duur te staan gekom, veral met 'n paar goeders wat in die onlangse tyd wat saam uitgespeel het. Wat is jou opinie daaroor? Kyk, op die einde van die dag, jy neem 'n besluit omdat jy opgelees het oor iets, maar jy neem nie dalk ingeligte besluit daaroor nie. So,
jy weet, jy kan jouself verryk op maniere en dan, jy weet, aksie neem en begin spaar vir byvoorbeeld 'n doelwit of wat ook al, maar maak jy gebruik van al die tickboxies. Jy weet, aftreebeplanning, belastingvoordele, boedelbeplanning sluit jy daarin. Ja. Pas dit in jou doelwit noodwendig. Kies jy die regte fondssamenstelling, is jy bietjie meer konservatief geneig om te wees, of jy het aftreebeplanning wat 'n langtermyn vat om jou doelwit te bereik, gaan bietjie meer hoë risiko. Jy kies dalk noodwendig nie die regte fondse nie. Ja. So dit is belangrik om 'n kenner te nader, maar dis nie noodwendig 'n slegte ding dat jy jouself verryk met kennis nie, maar onthou, praat met die regte mense en maak dan die regte besluite. Advies is nooit 'n slegte ding nie. Verseker. Maar as ons kyk na aftreebeplanning en jy begin byvoorbeeld ouderdom 30, dan is dit basies daai 5 jaar kurwes is baie belangrik. Wat is die impak as jy byvoorbeeld nie 'n 5 jaar kurwe dalk gebruik het nie en jy raak dalk 10, 15 jaar agter? Kyk, as jy 5 jaar vat om te begin belê, dan kan jy jou aftreefondswaarde met 40% verminder. So dit maak nogals 'n groot impak op jou eindbedrag, Ja. Kyk, dit wat gesê, as hy byvoorbeeld geneig is om te sê, maar ek het 'n pensioenfonds by die werk. So met ander woorde, ek voel ek is geset. So ek het nie 'n probleem nie, ek het my pensioenbeplanning is agter mekaar, maar is dit noodsaaklik nog steeds om byvoorbeeld daai top-up te gebruik en watse tipe elemente of tools kan jy gebruik? Ja, definitief. Ek meen belastingvoordele artikel 11F van die belastingwetgewing lees dat jy jou inkomstebelastingkoers kan verlaag deur by te dra. Daar's maksimum voordele wat jy kan uitbid, 350 000 of 27.5% van jou belasbare inkomste. So maak gebruik daarvan, praat met 'n kundige dat hulle die berekeninge doen om seker te maak, jy weet, wat is die voordele, waarin kan jy nog ekstra spaar? Op die einde van die dag is dit vir jou voordeel, hoekom nie? Ja, so as 'n mens moet kyk, want ongeveer maklik 92 tot 93% van Suid-Afrikaners kan nie finansiëel afhanklik basies jy weet aftree nie. Die rede daarvoor is natuurlik daar is nie genoegsame kapitaal weggesit nie. Wat is genoegsame kapitaal? Kyk, hulle kyk noodwendig wanneer jy jou inkomste bereken vir aftrede, wat natuurlik tred hou met inflasie. Jy vat jou inkomste tans wat jy nou verdien, jy vergroot dit met inflasie, ons sê ongeveer so 6%. Wat is jou eindfondswaarde? En dan bereken ons jou doelwit. En daarbey, jy weet, jou doelwit moet jou voer tot en met ouderdom 90. So daar kan jy natuurlik sien, as jy finansiële vryheid vir jouself wil skep, dan is daar 'n wiskundige berekening wat ons gedoen het om te kyk, as jy net 10% van jou inkomstes belê, kan dit jou tot en met 50 jaar neem om finansiële vryheid te skep. Sure. As jy dit dan nou verdubbel teen 20% van jou inkomstes wat jy belê, kan jy dit verlaag na 35 jaar. Maar as jy 50% van jou inkomstes belê, wat heel waarskynlik nie noodwendig maklik is nie, dan kan jy finansiële vryheid bereik binne 12 jaar. So doen nie sommetjies. Ek meen, Ja, maklik nie. Eintlik nie so maklik nie, Nie maar so ja, as jy maklik maar nie. kry wat jy kan help, dan is dit 'n maklike Dit exercise. gaan Maar oor dissipline en konsekwentheid op die einde van die dag. Dit is Natuurlijk. eintlik die hoofvoordeel en bestanddeel. wat is die grootste foute wat mense doen voor aftrede? Jy weet, so kom ons sê ek wil aftree ouderdom 60. Wat is die grootste foute wat ek kan maak om daai mylpale te mis? Ja. Kyk, die grootste fout wat jy maak is om te dink jy het genoeg tyd oor. Jy weet, as jy hier by 40, 45 raak begin jy te skarrel, dan probeer jy nou verlore tyd opmaak. Maar as jy al vroeër begin het, al is dit kleiner bedrae waarmee jy begin het, saamgestelde rente speel 'n groot rol. So begin, al is dit vandag is die beste tyd om te belê. Ja. Dis belangrik. As 'n mens dan dieselfde vraag, wat is die grootste foute wat mense maak na aftrede? Kom ons sê ja, byvoorbeeld ek is nou 60 en ek het nou besluit ek wil aftree. Wat is die grootste foute wat mense dan nou maak na aftrede? Ek sou sê beplanning, want jy dink jou fondswaarde gaan jy hou tot en met ouderdom 90, jy raak dalk 120, jy weet nooit nie. Ja. Maar doen nie beplanning en doen nie wiskundige berekening, vra 'n kenner om vir jou te help om as jy onseker is daaroor en maak seker jy beplan jou inkomste. Op 'n latere ouderdom het jy dalk bietjie meer die behoefte om 'n hoër inkomste te verdien omdat jy mediese onkoste het of wat ook al. So begin 'n laer inkomste trek wanneer jy aftree en soos dat jy ouer raak, dan put jy jou fondse dan nou bietjie beter uit dan. Okay. Daar's twee tipe produkte wat 'n persoon kan inskakel, jy weet, as jy gaan aftree na aftrede. Dit is daai woord van 'n life annuity en 'n living annuity. Wat is 'n life annuity en 'n living annuity? Gou 'n minuut en die verskeidenheid wat is tussen mekaar. So dis die twee keuses wat jy natuurlik kan uitoefen wanneer jy aftree. Life annuity of lewensannuïteit is 'n tipe van 'n waarborg inkomste wat jy vir jouself koop.
en tot en met afsterwe. Jy kan natuurlik waarborge daarin koop, soos die kapitale waarborg of 'n termynwaarborg. Lewende anniteit is jy direk in die mark. So jy trek 'n inkomste tussen 2.5 en 17.5% jaarliks en dan is jy in die mark. Ek meen as die fondse beter presteer en jou inkomstepersentasie is laag, dan kan jy daarom nog groei inwerk. Natuurlik 'n inflasiebeskermer ook, want ek bedoel Ja. is jy byvoorbeeld 'n inkomste nou vir jouself gaan koop wat gewaarborg is, dan is jy ook getroud met daai maatskappy. Ja, natuurlik, Die ja. blou of die rooi of die groen maatskappy relevant. Maar as 'n ou byvoorbeeld dan nou lewende anniteite, dan het jy half beheer oor jou mandjie, met ander woorde, is ek reg verstaan. Jy kan van produkverskaffer verander met 'n lewende anniteit, maar sodra jy 'n lewensanniteit koop, die waarborg inkomste vir die res van jou lewe, is jy vas for life. Jy kan nooit weer verander nie. Jy kan altyd 'n lewende anniteit oorskakel na 'n lewensanniteit, maar nooit andersom nie. So Everest Wealth natuurlik spesialiseer ook in lewende anniteite. 100%. Hoe werk julle produk net so vinnig? Ons bied bietjie meer van 'n standvastige opbrengskonsekwentheid ook natuurlik wat op aanvraag is in die mark op hierdie stadium en natuurlik ook 'n inflasiebeskermer. Na 5 jaar termyn net om daai bietjie meer van 'n booster vir jou te gee. So praat met 'n Everest Wealth adviseer en laat ons bietjie sommetjies maak. Wel Elise, dit is vir my altyd 'n plesier en natuurlik jy weet die kennis wat jy ook deel met ons is natuurlik vir my baie belangrik. En ons gaan nie in elk geval kyk of ons jou weekliks kan uitkry. So jy weet ek dink dit sal lekker wees, dat die dankie. kykers is klaar maar oor jou. Ons kry baie goeie komplimente en dankie vir jou en natuurlik is ons werk om seker te maak jy weet dat ons welvaartbestuur daar buite kan reg bestuur, maar ook aan die ander kant is om seker te maak dat mense verstaan en dit is om aan te sluit ook by jou. Dis nie so sleg om advies te vra nie. Jy weet Ek deel graag kennis asseblief vir my, ja. Presies ja. En ek dink ja, daar is 'n baie goeie element wat baie skaars is ook in die algemene mark. Jy weet, so as ou byvoorbeeld gaan kyk dan ook, maar die navorsing ook as ou gaan kyk nalees is net so belangrik waarna jy verwys het. Ja. So moenie net 'n besluit maak nie, maar basies weet gaan sien wel 'n gekrediteerde adviseur. Okay. Kry 'n paar opinies en maak 'n regte besluit, ja. Presies ja. Ja. Elsa, waar na jou toe? Baie dankie Thys en Elise. Nou jy kan ingeskakel bly want net hierna gesels Arnold Geerts met die Olimpiese roeiers, Paige Badenhorst en Chris Baxter. Bly ingeskakel vir daai gesprek net hierna. Goeiemôre, good morning. As jy sopas by ons ingeskakel het. Nou ja, aan die naweek hierdie Suid-Afrikaanse nasionale roei kampioenskappe net hier om die draai by die Rodeplaat Dam plaasgevind. Arnold Geerts, ons sportman, gesels nou met die Olimpiese roeiers Paige Badenhorst en Chris Baxter wat self die naweek die waters trotseer het. Arnold. Goeiemôre Pieter, good morning to you. Thanks for joining us. So much to you as well. Really nice to have you with us. I guess the first question after that intro from Pieter is Paige. Let's, as we should, start with the ladies first. How did the championships go over the weekend? Yeah, it was really, really good. It was quite a competitive field, so it was very good racing, lots of preparation for our upcoming selection regattas that are coming up in the next few weeks, where we're trying to qualify for Senior World Championships at the end of the year. And Chris, for you? Yeah, it was really good. Some strong racing. Had a few boats that we kind of just entered for fun, but yeah, it was really, really good. Really happy with the results. Both of you are being very modest. Where did you finish? in your races? Second. Okay. Chris, you? I won. Ah, there you go. Okay, no, I finally got that out of you. That took a while. It was like deep sea fishing expedition there, you guys. Let's just go back a while. I was amazed to see with you, Paige, that after doing your varsity in the US and then Cambridge in the UK, you won the boat race. I mean, it is the race of all races. Just take us back to that and how that went for you. Please. Yeah, that was amazing. Like you said, it's the race of all races. We dream of doing that race as young athletes. And to be a part of it was incredible. I can't actually describe to people how much of a spectacle the race is. And we don't get a lot of spectatorship for our sport, but there's about 250,000 people on the bank, millions of people watching online, and it's something we never really get to ever experience in our kind of sport. It is like the World Cup final of rugby or cricket, isn't it? Yeah, honestly, it feels like that. The amount of like media that happens before it, the hype, the attention, and there's just people literally along the bank the whole race. You never have a moment of silence. And talk to us about the race itself. It is a long race. It's on the River Thames, so you've got the added like
technical side of the race with currents and bends, and then the wind comes into play when the river turns into different bends. So the cox who steers the boat has quite an important role for them. So it's a tactical race as well as a very physical race because it's very long. So the mental side also comes into that because you have to stick it out for a while, and it's one-on-one. You either win or you lose. Simple as that. Chris, I guess it's very much the same with the pairs as well. Not quite, but almost. Under 23 champion in your time. What are you working on at the moment? I know that you talked about qualifying for World Champs in China in September, but you're in the boat again with your mate Damien Bonner-Hakun. Talk to us about that and how that's going at the moment for you. Yeah, it's been a real pleasure to have him back. He briefly stopped at the beginning of 2023, and yeah, I'm really happy to have him back in the boat, and we can finally have our dream of racing together at the world stage. And yeah, like you said, the under 23 gold medal was really something special. Coming through high school rowing together, and then to actually achieve the goal that we set out to achieve was something really special. I'm interested to go here for a while, and I'm going to ask you this too. You speak to top athletes who have this goal, and it's far away, and you've given yourself 9 months, and there's all these building blocks. And finally, when you get there and you grab it, there's a massive letdown in the next few days afterwards, that anticlimax. How does one get through that? How did you get through it, Chris? Um, I told you crop a neck. That's the $1 million question. I'm still trying to figure that one out. No, I think, I mean, you have to celebrate all the wins along the way, and really just, once you have achieved the goal, you have to celebrate it. You can't just like, okay, it's done now and move on. I think that's definitely something that I've learned in the last few years, and yeah, I think that's probably the best way. And could say other ways that I probably shouldn't say on. Celebrating a little, yes, exactly. Paige, for you, I mean, let's be honest. You win the boat race. That's almost, other than Olympic medaling, it's the ultimate, isn't it? What comes after that? Sit in the bath and look at your toes and go, what now? What now? It honestly was really hard. I actually had a very hard time for the few days after that regatta, because it was such a hyped up event. Like, there was so much going into it. I actually really struggled mentally a lot. I was just like, what do I do now? It's done. It's over. I dreamt of this forever. And luckily, I'd had my parents come over to watch the race. So I did have them there to support me. And we spent a few days together, which was really nice. But I actually had exams 2 weeks later. So I also had to pick myself up and get straight back into studying, which I hadn't done at all before the boat race. So it was 2 weeks of max studying. Your parents know that now. You've blown that now. Yes, now my cover's blown. Unfortunately, with great love and respect, your sport is not a big sport in South Africa, but in some schools, it is a big sport. How, according to you, will we get your sport rowing bigger in South Africa? Let's start with you, Chris. What do you think? What does it need? I definitely think, like, just to have people talking about it and get exposed. Yeah, get it exposed, get it known. I mean, we were speaking before we came on air about an Instagram post that I did, because not many people actually know about rowing. So yeah, just to educate people and to actually get some form of I want to say live streaming or documentaries going on about it. Because you see the rugby and the soccer and the cricket every weekend, and we'd be lucky to get maybe one weekend or 1 week a year at that World Champs, and not everyone knows about that even. So yeah, just getting the word out about it, and hopefully getting some form of proper, like, good quality live streaming out for our races. If you were the Minister of Rowing in this country, what would you do first? Oh gosh, I think going off of what Chris was saying, that exposure is really important for us, because you could honestly start rowing at any age. That's the beauty of the sport, I think. Like, you can learn the technical side of it
wherever you are in life. And like, there's people who've started at university who've gone on to be Olympians. Like, that's not uncommon. So I think like almost creating more exposure at like different levels that are not high school, because that's where we're succeeding at the moment. High schools have really strong programs, but maybe more support and exposure and awareness about rowing at a university level or even at a club level. Like we have multiple clubs that are also operating throughout the country where people can join, and maybe just making people more aware of those clubs would be a good start. The Olympic Games obviously is the ultimate other than the boat race. You finished 14th in Paris. Just take me back to experiencing the Olympic Games. Yeah, I think there's nothing quite like it. It's the pinnacle of our sport, the dream everybody dreams if they're a young athlete. And I think we're really lucky to say that we actually achieved our dream. And it's surreal being there. Like, you try to balance the emotions of finally succeeding your dream and being there, but also having the responsibility to perform and like all the pressures that come with that. So it's a balancing act. You're trying to embrace it, but also, you know, stay on track. And it's just incredible being there with all those other athletes in the village, like those kind of things. It is so cool. Like, I can't say any other words. It's just really cool. Yeah. Chris, for you, 9th in the pairs? Yeah, it was an eye-opening experience. Like, I was lucky enough to go with one of the greats in South African rowing, John Smith. And you know, he taught both of us a lot of lessons along the way. And yeah, like Paige said, you know, the pressure that comes along with competing at the games, kind of hard to manage it, and almost like what to expect. But yeah, I mean, coming down the race course, you hear, normally you only hear noise in about the last 500. Here from the halfway mark, you're hearing noise, and there was one of our races I struggled to hear John behind me because it was that loud. Okay. So yeah, it was a really great experience, really good learning curve. Were the beds cardboard in the end? Yes. Were they? Well, it's the bed frame. Okay. But I can't say that the mattress is that much more comfortable than the frame. And we're so tall. Like, Chris and John couldn't even fit on the beds. You have to like go and ask for an extra length section if you want a longer bed. Yeah. I heard a lot of people ordered like mattress toppers from, you know, Amazon or something to try and make it softer. Oh boy. Yeah. Not ideal for athletes. No. Not exactly ideal. Olympics in 2 years' time, you obviously are working towards that. I know that the next block you're going into is World Champs, but obviously all of it is aimed for further down the road. Yeah, so we both have our eyes set on LA in 2028. That's the goal. I think personally for me, it's about like improving my performance. Like, I've been to 1 Games and I'd like to go again and, you know, see how much I've improved over 4 years and aim a bit higher. Chris? Yeah, definitely. I mean, like I said earlier, I think having the opportunity to qualify the boat with Damien and really setting our sights on that qualification spot, and building it, you know, from year one, kind of see how far we can get by the Olympic Games, and like Paige said, hopefully go for that top spot. Really, we're pleased to have you here. I hope that this exposure here helps Rowing South Africa, and you guys in particular, and also your sponsors. And that's obviously one of the big things, is to be able to give those sponsors everything that they need. So to Paige Badenhorst and Chris Baxter, thanks so much for joining us, and we really appreciate it. Best of luck. Thank you very much. Hope to see you participating and bringing back some medals from Worlds, okay? Thank you. Inderdaad, dis dan dit vir ons hier vir die oomblik, maar ek weet Pieter is nou so lus om te gaan roei, hy kan nie sy lag hou nie. Ja, en net hierna kyk ons hoe motorfietsryers of bikers ingespring het om 'n dogtertjie met gehoorprobleme te ondersteun en te help. Moenie weggaan nie. Vir kinders met gehoorverlies in Suid-Afrika is 'n organisasie wat hulle self daarop toespits om 'n verskil te maak in die lewens van diegene met gehoorprobleme. Roseanne gesels nou met hulle bestuurder Erika Basson,
Mandy Strydom, wie se dogter Lia slegs kan hoor danksy 'n kokleaire implanting, en een van Lia se grootste ondersteuners, Jakes Wiese, die president van die Sons of Old School Motorcycle Club. Baie dankie Elsa. Hartlike welkom by Goeiemôre, Good Morning, julle. Erika, wat is die stigting vir gehoorverlies? So, Rosanne, ons is 'n nuwensgewende organisasie. Ons werk in vennootskap met die Oor Instituut aan Pretoria. En ons help families en kinders en volwassenes met gehoorverlies wat kokleaire implantings nodig het. Wat nie hierdie hoë bedrag kan bykom om daarvoor te betaal nie. Dit is 'n ongelooflike duur operasie. Ja. En ja, so dit begin maar by die audioloog en hulle verwys hulle na die kokleaire implantings divisie toe. Hulle word vandag goedgekeur en vandag help ons hulle om die fondse in te samel. Mandy, jy is natuurlik hier met jou dogter Lia. Hi Lia. En sy kan hoor nou as gevolg van die hulp wat aan julle verleen is. Vertel daardie storie en hoe julle dit hanteer het. Weet jy, dit was eintlik 'n lang pad gewees. Ons het komplikasies gehad in swangerskap. En ons het nie een keer gedink dat sy eintlik gehoorverlies sou gehad het nie. Ons het gedink dat daar veel erger sou gewees het. Maar soos wat ons uitgevind het, sy het gehoorverlies, het ons ook hierdie berg voor ons gehad en nie geweet hoe gaan ons dit maak werk nie. Hulle het hierdie enorme bedrag vir ons gegee en ons het nie 'n idee gehad hoe ons daai geld bymekaar gaan kry nie. En danksy die fondasie het hulle vir ons al hierdie geld ingesamel om vir Lia hierdie gehoor te gee. En vandat sy dit het, sy's in 'n nuwe wêreld. Dit is amazing om te sien hoe dit haar lewe verander het. Jakes, jy is natuurlik een van Lia se grootste ondersteunings. Jy is die president van die Sons of Old School Motorfietsklub. Hoe het julle van Lia se storie te hoor gekom en hoe het julle besluit om in te spring en te help? So, ek is baie groot as dit kom by kinders. En omdat ek self 'n baie rowwe kinderlewe gehad het, onverferm ek my baie groot oor kinders. So my ou chaplain Gerard van Sail, hy doen vir ons navorsing of mense kom na hom toe met hulp vir goed. Dan gaan doen hy vir my navorsing, kom terug na my toe en sê hy voel ons moet hierso help. Frank is een van ons members in Potchefstroom. Ek en hy is al 23 jaar vriende. So hy het van Liliaatjie gehoor en hy het dadelik my gebel en vir my gesê hy voel ons moet die ondersteun. Ons het die ondersoek ingedoen en voluit gegaan daarvoor. Ongelooflik. Erika, hoe het julle vir Mandy en haar gesin geondersteun? Dit was eintlik 'n groot wonderwerk wat daar gebeur het, want so as ons 'n pasiënt kry en daar is 'n mediese fonds betrokke, mediese fondse betaal nie die volle bedrag en daar's altyd 'n redelike hoë uitstaande bedrag waarvoor ons dan jy weet kom ons sê enigiets tussen 10 en 300 000 rand, maar as daar nie 'n mediese fonds is nie of nie 'n voordeel by die mediese fonds is om te dek nie, kyk jy na 385 000 tot 400 000 rand wat ingesamel word. En op daai tydstip het ons vir Lia en 'n ander seentjie gehad, so al twee babietjies wat dit nodig gehad het. En dit was regtig 'n absolute wonderwerk. Binne 2 maande, Mandy, 2 maande het ons vir albei van hulle hierdie totale bedrag kon insamel met die hulp van donateurs in die gemeenskap. Dit is absoluut ongelooflik geweest en ek bedoel dit is soos Jakes hulle ook. Sonder hierdie tipe mense kan ons dit nie doen nie. Ons kan nie hierdie werk doen sonder donasies nie. En ja, dit was vir ons net ongelooflik, 2 maande. Wow. Hoekom is dit so belangrik? Jy praat nou van Lia en die ander seentjie as babatjies. Hoekom is dit so belangrik om vroeg in te gryp met kinders met gehoorverlies? Rosanne, definitief vir taal- en spraakontwikkeling, as hulle so jonk is, hulle is absoluut in daai ontwikkelingstydperk nou, waar dit gebeur. Natuurlik gaan Liaatjie begin met sy het reeds dink ek nou al begin met spraakterapie. Is baie belangrik na die inplanting om te begin met spraakterapie. Dit is 'n intensiewe rehabilitasie na die tyd en dis hoekom ek sê die kostes stop ook nie net na die vir die inplanting nie. Daar's definitief spraakterapie onkostes en programmeringsonkostes na die tyd wat deurlopend gaan aanhou. Dit is 'n intensiewe proses, maar definitief spraak en taalontwikkeling absoluut hoe jonger, hoe vinniger, hoe beter
in daai ontwikkelingstydperk van 'n kind se lewe, ja. My volgende vraag is eintlik vir jou en vir Jakes. Watter tipe inisiatiewe hardloop julle om fondse in te samel? Want hierdie is 'n duur storie. Dis 'n baie duur storie. So in Jakes se geval 'n lekker bymekaar kom. Al die motorfietsryers het bymekaar gekom vir Lia en ons het raffles gedoen en daar was 'n auction, jy weet, so 'n lekker fondsinsamelings funksie bymekaar gesit en hulle het 'n lekker enorme bedrag vir Lia se rehabilitasie ingesamel vorentoe vir haar spraakterapie, vir herstelle, selfs dit, jy weet, is ook in die prentjie, al hierdie kabeltjies is byvoorbeeld ongelooflik duur, die batterye, al daai tipe van goedjies wat van tyd tot tyd vervang word. So definitief funksies, dit help baie en verder net om die gemeenskap betrokke te maak, jy weet, 'n golfdag hier of fonds aansoek daar. Ja, dit is almal, ek dink bewusmaking is die heel belangrikste van alles. Jakes, people don't think bikers have soft hearts that you do, maar ek sien Lia het vir jou om haar pinkie gedraai. En 'n groot ding is ook is jy sien veral met my, ek doen private protection. So ek het baie hoë kliënte en ek meen as die papierwerke goed is, ons het ouens gehad wat dadelik ingespring het en gaan dit dan jy kan dit weer terugkleim met goeders van jou tax en al daai tipe dinge, verstaan wat ek sê. So die mense kan regtig, ek dink ons moet meer gefokus raak om te kyk na sulke kleiner dinge. Ja. Erika, ek wil vir jou vra, jy het genoem dat die operasie ontsettend duur is, tussen 350.000 en 400.000 rand. En daar is natuurlik kinders wat meer van 'n nood het in terme van hoe dringend hulle die hulp moet kry. Kan jy 'n paar gevalle uitsonder van kinders wat jy regtig op die oomblik mee sukkel om te maak dat hulle kan hoor? Ja, so Rosanne, ons het altyd 'n waglys van kinders, jy weet, soos hulle inkom, kom hulle op die waglys. Daar's 'n paar kindertjies wat mediese fonds het, met ander woorde 'n bietjie van 'n kleiner uitstaande bedrag het. En dan het ons 'n paar kinders wat nie medies het nie, soos ek genoem het, wat hierdie groot bedrag nodig het. En weer eens, soos ons nou gesê het, hoe kleiner hulle is, hoe belangriker is dit vir hulle om so gou as moontlik hierdie inplanting te kry. So tans op ons lys het ons kindertjies wat nog nie geen inplanting het nie, wat nie medies het nie en wat ook dan nou wel medies het, maar 'n hoë uitstaande bedrag het wat en hulle ouers kan ongelukkig nie dit bekostig nie. En dan het ons byvoorbeeld, ek dink op die oomblik is daar spesifiek 2 kinders en ek weet van die een seentjie wat ons ook verlede jaar geïmplanteer het, wat baie dringend sy tweede inplanting nodig het. Dit gaan ongelooflik goed met hom. Hy vorder so goed. Hy's nou 2 jaar oud en jy weet, om daai tweede inplanting te kry in hierdie ontwikkelingstydperk met sy spraakterapie, is hy volgende jaar kan hy in die skool in die regte omgewing van 'n skool begin. Met al die hulpmiddels gaan hy 'n absolute normale lewe hê. Waar kan mense skenk? Dit is die belangrikste vraag vanoggend. Definitief, ons het 'n webtuiste. As hulle op die webtuiste gaan hulle hulle gaan so baie videoetjies kan sien ook van ons pasiënte, so hulle kan presies sien waartoe gaan jou geld as jy wil skenk. Jy weet, dit is regtig om te belê in iemand se lewe en 'n verskil vir ewig te maak. Al ons besonderhede, kontakbesonderhede is daar op my e-posadres. Dit is altyd wonderlik as hulle my sommer direk kan kontak by die Oor-Instituut waar ons is, my e-pos of bel. En dan kan ons die waglys deurgaan, ons kan bespreek en elke donateur kan, jy weet, volgens sy eie behoeftes 'n geldjie skenk. Mandy, vir jou as ouer, hoe is dit om te sien hoe 'n groot verskil so iets in Lia se lewe gemaak het? Weet jy, dit maak 'n mens eintlik baie emosioneel om te weet dat haar toekoms in ander mense se hande is. En die verskil wat 'n mens sien in so kort tydperk, sy het dit nou ek dink vir 6 of 7 maande is wat sy aangeskakel is. En die verskil wat jy in haar sien is amazing. Haar hele lewe het verander. Hoe sy reageer teenoor mense wat gesels en die omgewing rondom haar. Ek meen, sy het nog nooit in haar lewe iets so simpel soos 'n rattle gehoor nie. En die dag toe sy die eerste keer 'n rattle hoor, het dit my in trane gehad. Ons wil graag vanoggend vir julle baie dankie sê dat julle al drie by ons aangesluit het. Goeiemôre, good morning, met die hulp van Everest Wealth wil graag vir julle R50.000 gee vanoggend om hierdie projek van julle bietjie verder te vat en om net
een kind te kan help, as ons en Everest dit kan regkry om die proses 'n bietjie verder in die lyn af te kry, is ons meer as trots om dit te doen. Ag, Sjoe, baie Ons gaan dit ook dryf vir die volgende 4 weke op ons sosiale media, dat ons kykers, mense wat ons volg, mense wat net betrokke wil raak, al die besonderhede daar kan kry en hulle ook kan help, want julle doen ontsettend goeie werk. Kyk hoe het klein Lea se lewe verander, en as ons iets kan doen om nog 'n kind se lewe te kan verander, is dit die kleinste verskil wat ons kan maak. So baie, baie dankie vir alles wat julle doen, ook Jakes. Mandy, kyk hoe gelukkig is jou kind nou. En dit is net vir ons regtig ontsettend 'n voorreg om julle hier te gehad het vanoggend. Baie dankie. Dit is wonderlik. Baie dankie. Dankie vir julle. Ja, all of the details are going to be up on our social media platforms for how you can get involved with the Organisation for Children with Hearing Loss. You can change a life. No amount is too small. Go and check out at Goeiemorgen Good Morning and see what a difference you can make. Over to you, Elsa. Baie dankie Rosanne. Ons is 'n bietjie emosioneel nou hier, maar dis alwaarvoor ons nou tyd het. Maar jy kan ingeskakel bly want net hierna gesels ons met die sanger Elof oor sy nuwe album. So bly ingeskakel en maak gerus ook kontak op sosiale media platforms. En die rooi tapuit word behoorlik uitgerol vir ieder en elk van ons gaste elke oggend hier by Goeiemôre Good Morning, en einde is dit niet, want die prins van Potch is hier. Elof gesels nou met Elsa oor sy spiksplinternuwe album. Wat kan 'n man dan doen? Hier is hy saam met Elsa. Baie dankie Pieter. Elof, baie welkom. Ons is bly om te sien die partytjie prins is nog nie ontroon nie. Dankie. Die partytjie prins van Lofpop, né? Yes, wat ek in die verlede gehoor het. Yes. Is jy opgewonde oor die nuwe album? Hoorie, ek is in ekstase. Ek kan regtig nie wag nie. Ek sien baie uit om te hoor dat mense se terugvoering oor dit. So daar's 'n paar nuwe stuff se ja. Nou voel jy sê vra, wat kan ons verwag van hierdie nuwe album? As jy dit nou vir ons moet probeer opsom. Ek dink dit is bietjie moeilik, maar probeer dalk. Ek sal sê meeste van die album bestaan uit meeste van my ou liedjies maar daar is so 3 nuwe liedjies daarop. Een van hulle is 'n lekker cover. En dan wat kan 'n man dan doen is obviously die uitsondering. Maar ek love daai sang. Dit het 'n bietjie van 'n ander sound in hom. Ja. Jy het ook saam met 'n paar kunstenaars gewerk en 2 of dalk dan maar 3 as 'n mens nou tegnies wil wees waarna ek baie uitsien is die Piesangskille en ook Early B. Yes. Hoe was dit geweest om saam met hulle te werk? Yes, ek moet vir jou sê dis altyd lekker om saam met ander kunstenaars te werk. Want dan kan jy sien hoe hulle sekere goed benader, hoe hulle met die skryf te doen gaan, hoe hulle met social media te doen gaan en jy raak obviously aan hulle mark ook wat hulle musiek luister, soos byvoorbeeld met Early B. Ek dink nie daar's baie Early B fans wat my musiek byvoorbeeld luister nie, maar dit is lekker as hulle dan sien, okay, Early B het 'n nuwe song van die ou uit. Kom ons kyk bietjie wat se ander musiek het hierdie ou en hopelik like hulle dit. en hoe maklik of moeilik is dit dan om daai verskillende style ook bymekaar uit te bring? Ek dink jy vat maar elke een soos hy kom, hè. Ek dink jy hanteer elke een maar op sy eie. Ja. En dan hoop jy maar vir die beste sal ek sê. Nou jy het Vrydag saam met Early B opgetree. Hoe was dit geweest? Dit was verskriklik lekker. Ek moet vir sê ek's nog altyd 'n Early B fan. Self, ja. En dit was net lekker om saam met hom 'n verhoog te deel waar ons saam bietjie ons het nou in Dubai, maar ons het nie 'n liedjie saam gehad nie. Verstaan, ons het in Dubai saam geshow. Maar dit was lekker om 'n song saam uit te hê en dit vir die eerste keer nou live te doen. Ja, dit was 'n fees. Wel ons hoop hy sal ook een of ander tyd 'n draai hier by ons kom maak. Maar ek dink een liedjie wat min mense verwag het was Dozy se Maybe My Baby. Ja. Wat het jou laat besluit om daai spesifieke liedjie te cover? Ek weet nie. Ons het ek en Hugo hulle van my pelle het in Namibië gesit besig met 'n writing camp. En toe een aand sê ons het weet wat, kom ons doen net 'n cover. Kom ons doen net hierdie cover. En ons sit toe daar en ons begin toe 'n bietjie rekord en ek sê toe hoor hierdie is nice.
en ons neem 'n lekker video daarvan net in Namibië op 'n random stomp. En toe post ek dit op TikTok en die mense se terugvoering was, luister, jy moet hierdie ding cover asseblief. En toe doen ek dit nou, maar toe gee ek die mense wat hulle gevra het, ja. Wel, ons is bly jy luister so na die mense en wat ons alles sê. Maar kom ons gesels so 'n bietjie oor die titelsnit. Wat kan 'n man dan doen? Wat het hierdie liedjie geïnspireer? Okay, so ons het gesit met die idee van elke slegte ding het 'n goeie ding. Verstaan? En ek dink jy moet meer in jou dag, as jy iets negatiefs het wat met jou gebeur, probeer jy positief raak sien in dit. Nie net die negatief nie, want as jy aanhou die negatief sien in die negatief, dan gaan jy net negatief sien. Maar as jy probeer die positief sien in die negatief, dan kan daar 'n bietjie goed van sleg afkom. Verstaan? So diep hoor. Ja. Dit is 'n fun song, was taamlik diep. Maar ja, soos byvoorbeeld wat ek in die liedjie sing is, my vleis is taai, maar is mooi gebraai. Verstaan? Jy het dalk jou kousek is 6 keer meer, maar hy's nog steeds medium, soos jy hom gevra het. Verstaan? Ek moet hier van die kant af kom, want die volgende vraag is, ek weet die musiekvideo speel by die golfbaan af, en ek en hy het ook nou al 'n keer wat golf gespeel. Ja? Nou gaan hy ook seker, ek is bly hy het nie 'n liedjie in of 'n reël ingebring wat sê Piet se golf is sleg, maar die geselskap is okay. Maar hoekom speel jy juist op die golfbaan af? Ek weet nie. Ek het gedink ek dink dit sal cool wees net om 'n video op 'n golfbaan te hê. En toe dit begin reën, toe ons die musiekvideo skiet, dus ek sê wel, wat kan 'n man dan doen? Dit is so gepas. Joel maak golf in die reën, maar die pluspunt is ons het die hele golfbaan vir onsself. Dus ons nou by Wingate en ons geniet onsself gate uit op die golfbaan met die musiekvideo so. Ja. Ek dink dit is 'n manier om daarna te kyk, jy weet, dit is vir my duidelik dat jy baie optimisties is ook oor die lewe. En inspireer dit jou ook, jy weet, wanneer 'n mens kyk na die toekoms en die musiek wat jy nog wil maak en die mense saam met wie jy nog wil werk ook? Ja, ek moet sê daar is nog 'n paar mense saam wie ek sal wil werk en dit inspireer my verseker. Ek volg nie altyd die eie advies wat ek gee nie. Ek weet hulle sê ons is makliker om te sê as dit doen, maar ja, ek sien uit wat die toekoms dan nou. Wel, ek dink daar is nog baie om na uit te sien, want ons het ook die musiekvideo waarby ons binnekort gaan uitkom. Yes. Maar miskien moet jy dalk net so lank vir ons sê, waar kan ons jou op sosiale media volg? Yes, mense kan my sien op Instagram, op Facebook en op TikTok. Ek het nou nie Twitter en daai stuff nie, of X, ek weet nie, weird, maar daai goed nie. Ek het Facebook, Instagram en TikTok. Asai. Ja, kom net vir sê. Ja. Dis nie bekommer daaroor nie. Ek wonder net Pieter, is daar miskien 'n moontlikheid dat julle twee dalk in die toekoms kan saamwerk? Ek weet nie, solank dit net nie afhang van my golfspel en so aan nie, ter oorweging nie, maar ek dink ons moet skit jou biscuit dalk 'n bietjie afstof en dit ook 'n lekker, jy weet, elof vibe gee. Maar ja, vir eers is dit al vir nou, bly ingeskakel, want net hierna loer ons saam na Elof se nuwe splinter nuwe musiekvideo van Wat kan 'n man dan doen? Moenie weg gaan nie, kry 'n vars koppie koffie. Kuier nou weer saam met jou. Nou ja, hy's 'n man wat op jou groei, hy gee vir jou oorwurm keer op keer. Hy's 'n prins van weleer in sy musiekgenre en hy's soos 'n paar skoene, jy weet, as hulle nuut is, dan kruip hulle 'n bietjie hier en daar, maar hulle raak al hoe gemakliker. En gepraat van die skoene, ek hoop jy het jou dansskoene aan, want ons kyk nou saam na Elof se spiksplinter nuwe musiekvideo. Dis my woordjie vir die dag. Spiksplinter nuut. Wat kan 'n man dan doen? Kan dit nie. As jy so hard werk aan iets en mense waardeer jou kuns saam met jou, dit is iets insane. Ek dink enigiemand sal dit verstaan nie. Ek wil jou net waarsku my vriend. Kyk, ek het as 'n jong man het ek 'n liedjie gehad met die naam van Skit jou biscuit. Maar na mate hy ouer word, begin dit al hoe moeiliker raak om die biscuit te skit. So werk vir jou daai rustige liedjies in. Weet hom laas het altyd gesê hy is so bly hy het 'n liedjie uitgebring wat groot hit vir hom was. Dankie, want hy kon dit sing.
Rustig wees. Maar moenie ophou wat jy doen nie. Baie dankie. Dit was nou heerlik. Elof, dankie vir die kuierspan, dankie vir die heerlike oggend. Onthou as jy saam op Goeiemôre, Good Morning wil kuier, adverteer en wil gesels, stuur vir ons net 'n e-pos na sales@creatorsway.co.za. Dis al van ons af vir vanmôre. Sien julle môreoggend selfde tyd, selfde plek net hier op Via 6uur. Goeiemôre. Lekker. Good morning.